hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. And all the hallelujahs, Lord, belongs unto you and you alone. Word verheerlik weer in Jesus' naam. Amen. Prys die naam van die wonderlike Here. Amen. Ons het laasweek het ons gesien, ons het begin praat oor ons redding en kan jy die redding verloor, die liefde van Christus en julle was die vorige Sondag weer Jaco en iemand, julle wat die vorige Sondag het so halwe maand gemaak en ons daaroor gepraat en julle het 2 Sondag gemis en ons het nog nie reg gepost nie. So ons sal dit nou so gou soos moontlik doen vir julle dat julle kan net hoor waar ons beweeg. En ek het vir julle laas Sondag gesê ek wil met julle praat spesifiek oor hoekom voel ek skuldig. Hoekom voel dit vir my ek is nie verseker van my redding? Partykeer. Nee, ons almal was al daar. Ons almal wonder daaroor. Hoekom worstel ek met hierdie ding? Nadat Christus my gesê het, die woord sê, en ons het baie duidelik gesien, en ek gaan dit al hoe meer vir julle wys in hierdie paar sonde wat nog voor lê. En ek het net aan 'n paar gedeelte van die skrifte geraak, en ek gaan nou in die ander gedeeltes, en dan weer in die ander gedeeltes raak, om het baie duidelik te maak. Dat jy kan nie jou redding verloor nie. Maar hoekom voel ek dan skuldig? En hoekom voel ek dan ek is nie verseker nie? As ek dit dan nie kan verloor. Hoekom voel 'n mens dan nog so? En dit is waarmee ek wil begin vanoggend. En ek gaan nie lang wees nie. Ek gaan hom kort knip, dat ons weer kan aangaan met die volgende, maar anders is dit te veel informasie. So die vraag is, wat die meeste mense vra, en van die genoeg, ek is hierdie week gevra, by 'n huis, het hulle my hierdie week gevra, maar hoekom is ek hier dan verseker van my verlossing? Die sekerheid, dat ek gered is nie. Hoekom is dit vir my so moeilik om dit te verstaan? En daar is soveel keer, wat ons onseker voel van ons redding. Dit is partykeer vir ons moeilik om vas te hou aan ons versekerheid. Ons hoor dit, ons spreek dit, ons lees dit, maar nog steeds is dit my moeilik om vas te hou daar. En alhoewel ons weet, ons redding is veilig en is geseël, soos ons laasweek gesien het met die Heilige Gees, met al die seëninge, voel ons nog seker dat ons is nie gered. En die eerste punt wat ek wil neerkom, ek gaan vir julle 8 punte gee, en ek gaan net hierdie 8 punte, en dan gaan ons stop. En die eerste punt, hoekom ons voel, ons is nie gered nie, is wanneer ons onder die ware prediking van die woord sit. En as ons dan uitstap, en ons het die ware prediking van die woord gehoor, wonder ek, my die standaard is dan maar hoog. Ek moet myself deursoek, waar val ek dan kort? Want ek sien baie kere waar ek kort val, as ek hierdie woord dan luister. So die ware prediking van die woord kan veroorsaak dat jy voel, maar ek ontmoet nie daai standaard nie. Dan voel dit vir jou, jy is nie versekerd nie. En dit is goed om so te voel. Dit is gesond om so te voel. Want die woord van die Here is besig om jou hart oop te breek, waar jy jouself sien, en waar die Heilige Gees besig is om met jou te werk. Want sit jy nie onder die ware woord van die Here nie, en jy word nie, en jy kry nie daai gevoel nie, en jy wonder nie, sit jy onder 'n lou warm woord, wat net die gedagtes streel,
Alles is oké. En so kanels is wat ons ingestap het, net so kanels stap ons dan weer uit. Want die woord van die Here het nie my konflik nie. Die woord van die Here het my nie gebou nie, nie gestig nie, nie besny nie. Ons harte word nie besny nie. En die woord wys ons dan die toestand van ons hart, as ons onder ware prediking sit. En dis gesond. Maar ons sien dit nie as gesond nie. Ons sien dit, maar is nou as ek nie meer so seker. As dit dan gesê word, weet ek nie so mooi nie. En wanneer jy jouself dan oopmaak, dat die woord jou besny, kan ons nou nogals met hierdie hoë standaard baie keer wonder. Tweede punt. Dit is moeilik as gevolg van 'n skuldgevoel. Onskuldig. Wie het al skuldig gevoel oor sekere goed? Oh boy. As ons praat van skuldgevoel, nee. Ek het op bekering gekom, en ons gaan later by die datums en die tye kom van bekering. En die dag toe ek op bekering kom, het ek nie die voorreg gehad om onder 'n gemeente se ware klank van die woord te sit nie. Ek het soveel geraas gehad van buitekant af, en soveel mense wat ek ontmoet het, wat in verskillende dominasies was. Van hulle was cults gewees, waar hulle vasgevang was. En dan is daar vir my hierdie goed gesê gewees, wat ek moet doen om my redding te behou. God red jou. Maar nou moet jy sekere werk doen om daai redding te behou. En een van die goed wat ek 'n lang gesprek gehad het met my eie broer, wat vasgevang was in Jacniel met die blou rokkies. 'n Kult. Dis wat dit is. En ek was vasgevang gewees, en hy het my baie kere my gebel en vir my gesê, maar jy gaan moet stokkies brand. Want dis wat ons doen. Jy moet gaan sak en as. Sê ek verduidelik my, want ek verstaan nie, want ek voel, hy sê, jy moet hierdie skoon stokkies maak, en jy moet al die bas afval, want dan mag nie vuil goed op die stokkies wees, jy moet jy brand, dat die as mooi skoon is, dan moet jy 'n swart sak aantrek, en jy moet dit oor jou sit, want jy gaan nou sak en as, jy gaan nou berou hê oor jou sondes, dan moet jy nou hierdie as vat, en oor jou kop gooi, waar jy nou sak en as sit. Dis hoekom ek so ernstig is oor redding. Dis hoekom ek so ernstig is oor die evangelie oor valse goed, want ek was daar gewees. Allerhande snaakse goed getrou. Ek het allerhande snaakse goed gesien. En hulle het almal vir my gesê, maar jy moet jou redding behou. En hoe meer ek het probeer behou, en hoe meer ek werk om het te probeer behou, en selfs 8 ure te sit, in die woord te bestudeer, om my skoon te kan was, om my skoon te kan hou, want ek is bang, ek gaan van die pad afgaan, en dis hoekom ek soveel ure en tyd in die woord moet spandeer, is 'n tradisie gewees wat ek probeer kweek het, want, vra my vrou, ek het tot 2 aande myself toegesluit, wat ek nie uitgekom het in die hart uit nie, wat ek afgesonder. Want ek voel so skuldig, want as ek moet uitgaan en ek spandeer nie soveel tyd saam met die Here nie, dan is daar fout met my. Dan gaan ek weer val en struikel, en dan gaan ek weer teruggaan in my old ways, en omdat ek redding nie regtig waar verstaan het. Die verlossing verstaan ek by die werk wat die Here gedoen het. En ek hoef niks te doen om dit te behou nie. Niks van my werke wat ek doen, kan my redding hou of verloor nie. Dis 'n once-off ding wat gebeur het in ons lewe. Jou verlossing. Dan kom heiligmaking, sanctification. Sanctification in die Heilige Gees kom en jy werk saam, waar die Heilige Gees jou dan vat, waar jy dan elke dag al hoe heiliger en heilige lewe, die goed wat ons raak sien. Ek het dit nie so verstaan nie. Ek het verstaan, ek moet seker goed doen, om het al. En ek het baie die voorreg gehad om verskillende gemeentes te kom. En daar was, in elke gemeente het hulle amper half 'n tradisie van wat jy moet doen, en hoe jy moet aantrek, en wat jy moet
Want as jy dit nie so doen nie, dan jare terug, jy mag net met 'n das en 'n soet gepreek het. As jy met 'n gewone hemp gepreek het, nee, dit was onheilig. Naderhand so ver, dat as jy op 'n stage geklim het, en jy het musiek gemaak, en jy het net plakkies aangehaal. Ons worship pastoor leier Claude het plakkies geworship. Ook groot goed behels daaroor gewees. Nee, jy mag nie sit en preek nie, jy moet staan. Of jy moet hierdie, of jy moet daai, en is al die snaakse tradisies en rituele, maar ek kan vir jou skrif uit die Bybel uithaal uit die boek van Johannes, waar Jesus gesit het in die tempel en lering gegee. Maar ons verstaan dit nie, ons hoor dit nie, want ons lees self nie die Bybel. Ek gaan op 'n gevoel oor tradisies. Want dit moet jou nou skoon en rein en veilig hou. En die standaard van heiligheid is dan so hoog. En ek en jy val so kort van dit. Want as jy nie 'n tradisie doen nie, het jy 'n probleem met jou verlossing. Met jou versekering. Punt nommer 3. Dit is moeilik as gevolg van omdat ek die evangelie, die woord van God, verkeerd verstaan. Dit kan veroorsaak dat jy jou versekerheid verloor. Nie jou redding verloor nie. Jou sekerheid dat jy gered is. Begin twyfel. Omdat ons onder die klank van die woord kom en ons verstaan dit nie. Ek lees 'n vers en dan maak ek my eie interpretasie van die vers. Dan begin ek te wonder, okay, maar het ek nou nie 'n fout gemaak nie, of glo ek nou nie meer reg nie. En ons moet versigtig wees met dit. Want veral predikers van die pulpit af, en wat baie gevaarlik is selgroepe. Ouens wat selgroepe begin, en hulle praat oor 'n topik, en omdat hulle nie diep in die woord ingegaan het, en besig is, vat ons 'n topik en ons dink ek kan die woord draai en manipuleer soos wat ek wil, want ons is alleen in 'n selgroep in 'n huis, en ons kan hieroor gesels, en elkeen het sy insiening van wat hy nou gedink het, hoe dit is. En dan hoor ek jou insiening, en dan twyfel ek nou oor my insiening. Dit is basiese goed hierdie. Dis almal is daar deur. Dit is nie nuwe goed nie. En ons dink dit is God se plan om ons te red. En dit is God se plan om ons te red. Maar jy moet 'n sekere werk doen om daai redding te hou. So in ander woorde, jy word gered deur geloof, maar jy word behou deur werke. Hoe klop daai som vir jou? Deur genade, die geskenk wat gegee is, deur geloof is jy gered. Maar nou om daai redding te behou, daai geskenk te behou, moet ek nou sekere werk doen. Deur jou werk. En as jy daai verkeerde insiening het, gaan jy verseker sukkel met jou versekering. Hoor wat sê die Bybel hierso in Efesiërs 2 Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2. En dit is, ek gaan net in die skrif raak, voordat ons gaan volgende keer in die diepte ingaan. Maar hoor wat sê die skrif hierso, vers 8 en vers 9. Want uit genade is julle gered, deur geloof, en dit nie uit julle self nie. Net dit kan ons stop en dan weet ons klaar. Ons hoef nie eens verder te gaan. Maar hoor wat sê hy nou? Dit is die gawe, die geskenk van God, jou redding, jou verlossing. Vers 9. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jou werke kan jy nie red nie, en jou werke kan jy nie daar hou nie. Anders dan gaan jy roem. Ek het deel daaraan.
En God is 'n jaloerse God, hy gaan nie dit deel nie. Dis die werk wat hy gedoen het vir ons. Hoekom is dit so moeilik vir ons om dit te glo, dat die soewereine God sy seun gegee vir ons te sterf en hy hou ons daar? Dan kom hy in vers 10 en sê hy, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, vrug van die Gees, die goeie werke, die gawes wat hy vir ons gee. Wat God voorberei het, luister wat sê hy, sodat ons daarin kan wandel. God het dit vir ons voorberei, hierdie goeie werke. Jy het nie die goeie werke voorberei. God het alles gedoen, sodat ek en jy daarin kan wandel. En wanneer ons dan sukkel met ons versekerheid dat ons gered is, mis ons die gawes, die vrug wat in ons lewe moet wys. Ons mis om hierdie vrug wat in ons lewens te geniet. Soos byvoorbeeld vrede. Jy gaan sukkel met vrede wanneer jy sukkel met jy weet nie of as jy jou saligheid het nie. Dan gaan nie vrede wees nie. Dis logies. Jy gaan sukkel met liefde. Jy gaan sukkel met vreugde. Hoe gaan daar vreugde in jou wees as jy dan twyfel van jou saligheid, van jou redding? As jy nie versekerd is. Daai vreugde is by die venster. God wil hê jy moet jou redding geniet. Jy moet nie met 'n seer tand rondloop nie. Ek is gered, maar dit is so moeilik. Dis nie die God wie ons dien nie. Hoekom geniet ons nie ons veiligheid, ons redding in Christus vir die werk wat hy gedoen het? Die mense daar buite lyk meer vry en meer joyful en meer vrede as mense in die kerk. Hoekom? Want die mense in die kerk dink hy moet nou so harde werk doen en labor om dit te kan behou. Doen ek dit nie, dan gaan ek my saligheid verloor. Dis moeilik. En naderhand is jy so ongelukkig. Jy wonder, weet jy wat, is beter om nie die Here mee te dien nie. Ek was gelukkiger gewees. Dan begin ons daai gedagtes en mindsets te kry. Dis allemaal werk. Jy moet ek sonder kerk. Ek sê lus nie. My man, jy moet gaan met die preek Sondag. Kom nou. Dit was die waarheid. Ek is opgewonde die Here ons gered het. Dit is vir my die grootste, dis joy. Is dit nie wat ons sing nie? Ek gaan nou die liedjie speel wat ons wil, nie speel nie. Vir julle sê wat ons gewoonlik gesing het in die kerk. Laat ek dit nou vir julle sê, want gaan eers by die volgende preek uitkom. Ons word gesing, né? Daar word ons gesing gewees, julle ou follies. Ons almal, AGS follies, ons almal het dit altyd gesing. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Onthou julle dit? One day at a time. Ons gaan sien wanneer ons weer terugkom volgende keer na hierdie toe. Is one step at a time. One step. En dan gaan vir julle soveel skrifte gee. Wandel in vrede. Wandel in die waarheid. Wandel in Christus. Wandel in die Heilige Gees. Wandel, as jy die woord vat, beteken 1 tree op 'n slag. One step at a time. Ons is so hard op onsself. Ons is so hard op onsself. En dan voel dit, my versekering is by die venster uit. Hier is nog 'n punt. Dit is moeilik as gevolg van 'n misverstand oor vergifnis. Ek verstaan nie die vergifnis nie. Ek verstaan nie die vergifnis wat Christus gedoen het aan die kruis nie. Die volle prys wat hy betaal het nie. En as gevolg van die misverstand van vergifnis, dat jy vergewe is, sukkel ek met my versekering. Daar's 'n teologie wat vandag buitekant rondloop, jy is vergewe van al jou sondes van die verlede.
my vandag in die toekoms. Het jy dit al gehoor? Nog nie. Ons luister net vir jou. Daar's mense wat by kan rondloop. Skerp. Daar's 'n teologie wat by kan rondloop. Onthou nou, jy's van al jou sondes vergewe behalwe the present and the future. Daar moet jy werk. Al jy bekering gekom het, al die sondes wat jy gedoen het, daarvoor is jy vergewe. Maar al hierdie nuus wat nou kom en alles wat jy nog gaan doen, ag nee, jy gaan moet serieus werk om dit nie te doen. Want daarvoor is die vergifnis. Christus het betaal vir die verlede van die goed. Nie vir die toekomstige nie. Laat ek dink, nee. Ha! Daar het ek nou daai pisteltjie uitgegooi met die hoek. Ek het nou ander can of worms opgemaak. En as jy aan daai valsheid gaan vashou. Want God is gister, vandag en vir dieselfde. Maar as ons gaan moet vashou van hy het net die verlede gedoen, gaan ons sukkel met ons versekering. Dat ons is gered. Ons sukkel met. Nog 'n punt. Dit is moeilik vir my en vir jou, want ons verstaan nie die dag. Ons kan nie onthou van die dag van ons verlossing. Ons kan dit nie onthou nie. As jy groot geword het, wat ek groot geword het, onder die banke van die kerk, van 'n babietjie af, waar ons neergelê is onder die banke, waar ons 4 dienste op 'n Sondag het, en ons het 7 die oggend kerk toe gegaan tot 10 uur in die aand, want daar was 4 dienste gewees, 5 predikers, en wat beroemde predikers is vandag in Suid-Afrika, ek gaan nie hulle name noem nie, maar wat baie beroemd is, en jy het onder daai banke groot geword, dan begin die volgende ding. Omdat jy nie versekerd is nie, en die evangelie nie verstaan nie, as daar uitnodiging gemaak word, gaan jy vorentoe gaan. Dan gaan jy wel op bekering kom. En dan moet weer vir my gebid word, want ek het die hele week so tyd om just met my vrou. Ek moet my skoon maak. En dan gaan ek gaan bedien by kerke. En dan as ek by die kerk kom, sien ek allerlei tradisies van jy moet eers met water gegooi word as jy instap, en jy moet eers gekleins word om in die teenwoordigheid van die Here te kan kom, en snaakse goed wat ek al beleef het. En as daar 'n jeugfunksie is, en daar's 'n doop, is ek soos 'n krokodil heel eerste in. Want ek moet weer gedoop word, en ek moet weer gedoop word, want ek dink ek moet weer gered word, want ek is nie verseker van my redding nie. Want as ek gaan verseker is van my redding, hoekom doen ek nog steeds seker? Gaan nou raak aan. Ons sukkel ons met ons redding, ons verlossing, om dit te verstaan. Want ons verstaan nie die tyd wat ons gered is nie. Ek kan die datum nie onthou. Wanneer was dit? Dalk miskien hierdie Sondag. Laas Sondag weet ek nie of as dit was nie, maar kom ons kyk hierdie Sondag, of as ek hierdie Sondag op 'n keer kom. Kan julle datums onthou van julle? Party kan nie. Ek kan nie. Kan nie my datum onthou nie. Ek kan plus minus onthou die jaar wat ek gevoel het ek het op 'n keer gekom, maar ek kan glad nie die dag of die datum onthou nie. Glad nie. Jy sien, ek moet die werk hou vir my bekering. En as ek dit nie onthou nie, as ek my geboortedag nie onthou nie. En julle het al onder preke gesit wat gesê het, jy beter jou geboortedag onthou. Dis belangrik. Dit is belangrik. Dis belangrik, maar is nie belangriker die feit dat jy weet dat jy is gered nie. Miskien as ek hierdie Sondag 'n bietjie 'n beter lewe, dan kan ek dalk gered word. En al die goed kan met my en jou versekering rollercoaster. Dit kan woer speel met ons versekering. Nog 'n punt. Dit is moeilik vir my en jou as gevolg van
die begeertes van die vlees. Dis 'n belangrike een. Ja, ek sukkel met hierdie sonde. Ek sukkel met hierdie ding. Ek kan dit net nie breek nie. Ek sukkel met dit. En dan het ons soos, en ek sê nie moenie swaar wees op jouself nie, dis nie wat ek sê nie. Maar partykeer is ons so swaar op onsself, maar wie gee my die reg om dit te sê of om dit te doen? Want ek sukkel nog met die ding. Weet jy wat, almal wat hier sit, sukkel met iets. Daar's nie iemand in die wêreld wat nie sukkel met 'n ding nie. Dan moet almal ophou. Dan moet elke liewe kerk se deure toegemaak word. Want selfs die ou wat preek sukkel met 'n ding. Wat hy vir jou lieg nie. Almal sukkel. Maar moenie laat dit jou versekerheid wegvat nie. Dat jy weet dat jy is waarlik gered nie. Want ons het hierdie begeertes wat nog in ons hart is. Het jy al agtergekom? Jy doen nie nuwe sondes nie. Jy doen nie sondes wat jy nog altyd gedoen het. Jy skielik ontwerp jy nie 'n nuwe sonde en nou doen ek 'n nuwe sonde omdat ek nou wedergebore is nie. Het jy al agtergekom? Kom aan, dink 'n bietjie daaraan. Hoekom nie? Want jy het 'n verlede met daai sonde. En wanneer jy jouself kry, dan val jy weer. Want jy het in jou verlede 'n plesier gekry daai. Jy doen nie nuwe skielik 'n nuwe ding nie. Dis jou goed. Ons al 10 jaar met die ding. Hoekom breek ek nie met dit nie? Of 5 jaar, of 2 jaar. Hoe breek 'n mens daarmee? En die rede hoekom ons sukkel met dit is omdat die sonde in ons ingegraai is. Want ons het nog 'n sondige natuur. Al is ons wedergebore. Het ons nog steeds hierdie sondige natuur in ons. Ons is mens. Ons gaan eendag volkome wees. Ons sal eendag volkome wees wanneer ons by die Here is. Met ons verheerlikte liggaam. Dan het ons nie meer daai sondige natuur in ons nie. Daar is sondes wat ek en jy kies as kinders van die Here om te doen bo ander. Hoor julle wat ek sê? Sekere sondes wat ek en jy toelaat in ons lewe bo ander tipe sondes. Wat kan ek gebruik as 'n voorbeeld? Ek wil niemand offend nie. Sometimes it's good to offend someone. It is good. Maar ek wil nie. Wat kan ek as 'n voorbeeld gebruik? Erfeel. Ek as 'n wedergebore kind van die Here gaan nie in die sonde inval met as 'n pedofiel. Ja? Maar lieg. Ek het 'n verhouding gehad met lieg toe ek in die wêreld was. En ek het genot daar uitgehaal en geput. En dit is 'n bekende sonde waarmee ek nou nogals bekend is mee. En voordat ek myself kry, het ek gou. Julle maar, ek is wedergebore, hoekom sukkel ek nog met dit? Want daar sondes wat ons kies bo ander om nog te doen. Wanneer ons sondig. En wanneer ons dit doen, dan voel dit vir my, ek het my versekerheid verloor in my redding. Maar as ek nog gered was, hoekom doen ek dit dan? En wanneer ons dan sekere goed gaan in ons lewe, wanneer ons deur sekere beproewinge gaan, deur sekere bekommernisse gaan in ons lewe, en wanneer allerhande trials en tribulations kom, ons gaan deur hierdie sekere goed, voordat ons self kry, doen ek weer daai sonde.
wanneer dit deur daai tyd gaan, deur daai moeilike tyd gaan. Dan sê ons goed soos, miskien is ek nie regtig weergebore nie. Miskien is ek nie regtig gered nie. Volgende punt. Die tweede laaste punt, dan gaan ons stop. Die tweede laaste punt. Dit is moeilik as gevolg van ek sien nie God se goedheid in my lewe in toetsing. Ek sukkel om God se goedheid te sien wanneer ek deur hierdie moeilike tyd gaan. Ek sien hoe so lief is vir my. Ek sien hoe so omgee vir my. En as hy my dan beplan het en my veilig in hom gesit het en my verseël het. Onthou laas Sondag, hoekoms en waaroms, die vrou wat ons oor gepraat het, jy gaan baie hoekoms en waaroms sê. Hoekom laat die Here dit dan aan my, jy weet in my lewe toe? Wanneer ek deur hierdie siekte gaan, wanneer ek deur hierdie moeilike tyd gaan, wanneer my kinders weier om die Here te dien, of wat ook al die geval mag wees, hoekom doen die Here dit aan my? En ons sien nie God se goedheid in daai beproewing. En wanneer ons God se goedheid nie sien, dan voel ek, hoe is ek dan verseker? Hoe het die Here my dan lief? Dan wonder ons oor 'n vers. En ek gaan nie regtig praat oor die vers nie. Wynand gaan dit vir ons deurtrap. Kom ons gaan Johannes 16. En ek gaan nie regtig iets sê daaroor nie. Nie nou nie. Maar gaan vir my vers 39. Johannes 6 vers 39. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het. Dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van die Vader. Een ding wat ek gaan net dit sê, ek gaan nie baie, want ons gaan hoor wat dit is. Een ding wat ek net wil sê, God se wil en ons wil is twee verskillende goed. God is soewerein, sy wil is soewerein. En sy wil is die amen. Is finaal. Soos wat dit sy wil was om sy seun te stuur, het sy seun gestuur so sy wil om jou veilig in sy seun te hou, jou redding, en dis dan deel, dis dit. Sodat niemand verlore gaan, die in hom is. Ons moet kyk na God se oogpunt van sy wil, nie ons in. Dan gaan na Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1. Hoor wat sê vers 3. Hoor wat sê vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle seëninge, alle geestelike seëninge in die hemelse plekke. Jy weet in die hemele in Christus. Nou, as Christus my dan geseën het met al die seëninge en ek is wedergebore en sy wil is om in sy seun te wees en hoekom gebeur hierdie goed dan nog met my? Hoekom sien ek nie God se goedheid dan? En dit is 'n absolute mislukking om God se hand nie te sien in ons beproewing nie. Ons het laasweek gepraat oor Romeine hoofstuk 8 vers 27 en 26 en 27. Hoor wat sê Romeine 8 vers 28. Net 'n versie daarna. Hoor wat sê hy? Vers 28. 'n bekende gedeelte wat ons almal so goed ken. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet,
alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou ons God my dan so lief het, en alles ten goeie werk, hoekom sien ek dan nie sy goedheid nie? En wanneer ons sy goedheid nie sien in ons beproewinge nie, veroorsaak dat ek en jy twyfel in ons saligheid. Die laaste punt. Dit is moeilik vir my om my versekerheid nie te sien as gevolg van die sonde en die ongehoorsaamheid nog in my lewe. Amper dieselfde punt wat ons oor gepraat het nou, maar ek bring die ongehoorsaamheid in. En as daar sonde is wat in jou lewe, wat jy nog doen in jou lewe, waarmee jy nog sukkel, gaan jy verseker voel dat jy jou versekerheid verloor. En as jy aanhou loop en wandel in ongehoorsaamheid, gaan jy nie jou redding verloor nie, want dit slaat daar, dis bepaal, dis betaal, dis daar. Maar wat jy wel gebeur is, die Heilige Gees onttrek hom van jou versekering. En die rede hoekom hy homself onttrek uit jou versekerheid, is, jy gaan begin voel, soos ek vroeër gesê het, is, die vreugde wat ek moet hê, dat ek gered is nie meer daar nie. The joy of the Lord is our strength. Okay, but where's the joy? There's no joy. I don't feel the joy of the Lord. En die rede hoekom jy die vreugde van die Here nie voel nie, ervaar nie en wys nie, want jy sukkel om te glo dat jy's verlos. Die rede hoekom jy nie vrede ervaar in jou huis nie, of in jou lewe nie, die rede hoekom jy nog voel hier's 'n oorlog hier binnekant in jou, dis omdat jy sukkel met die versekerheid dat jy weet dat jy is gered. En jy loop nog in ongehoorsaamheid van die sonde waarmee jy nie breek nie. En omdat jy sukkel met daai sonde waarmee jy nie breek nie, gaan jy 'n worsteling nog hier binnekant hê, en dan gaan jy vrede by die deur hê. En dan gaan ons goed sê, soos, as daar 'n eiland was, is daar te veel mense op die eiland. Al is ek alleen op die eiland, is daar nog steeds te veel mense op die eiland. Dan gaan ons nie van mense begin hou nie. Maar die Bybel sê, jy moet mekaar lief hê. Want ons sukkel self. Ek lees vanoggend vir my vrou 'n ding. In Galasiërs. En ek gaan daaroor preek eendag, volgende jaar as die Here my spaar. Julle eet, julle byt mekaar en eet mekaar op en julle verskeer mekaar, sê die vers. Dis so akkuraat, ons byt mekaar en ons eet mekaar en ons skeer mekaar. Hoekom? Omdat ek nou 'n offens gevat het oor 'n ding. Of omdat iemand vir my iets gesê het wat ek nie moes nie, of iemand het iets of die persoon lyk nie mooi genoeg nie. Of het die verkeerde klere aan. Of hy's 'n bietjie te kort. Of hy's 'n bietjie te lank. En dan begin ons mekaar te, ek wil nou nie uitpreek nie. Jy sien, want hy praat nie hier van jou ewige redding nie, hy praat hier van jou versekerheid van jou redding. Want die vrug van die Gees is liefde, vrede en vreugde. En as jy nie hierdie ongehoorsaamheid, as jy in gehoorsaamheid en in die Gees loop en wandel, sal jy dan die vrug wys van liefde en vrede en lankmoedigheid en sagmoedigheid en selfbeheersing en goedheid en dankbaarheid. Moet ek jou sê, hoekom is ons so ondankbaar? Want ons sien nie God se goedheid in ons omstandighede nie. Dan is ons ondankbaar.
Maar jy gaan dankbaar wees waar jy is en waar God jou gesit het en wat jy het, wanneer jy versekerd is van jou redding in Christus. Want alles werk ten goeie meer vir die wat hom liefhet. Maar omdat ons nie daar is nie, kom hierdie vrug nie na vore nie. En dit weerhou jou van ons loop, ons wandel hier op die aarde. Hier nou. Ons redding is bepaal, ons is by Christus, want hy het vir ons plekke bymekaar gemaak, ons gaan by hom inwoon. Dis klomp skrifte wat ek nog het, wat ons, jy weet wel na kyk, volgende keer. Maar hier op aarde gaan ek seëninge mis, gaan my blessings mis. Wat ek nou moet instap om my verhouding met God te kan geniet. Die werk wat hy gedoen het vir my te kan geniet. Want ons soek al die seëninge van God. Maar as jy gaan aanhou in jou sonde en jou ongehoorsaamheid, gaan jy nie dit ervaar. Alhoewel die dominerende sonde in ons lewe gebreek is daar nog steeds hier en daar 'n ding waarmee ek en jy sukkel. En ons gaan bykom, hoe breek ons dit? Later. En die eerste bewys, dat jy hiermee afsluit. Die eerste bewys dat ek en jy wedergebore is. Die eerste bewys dat ons gelowig is, ons is regverdig in Gods vrug in ons lewe, is ons sal die vrug sien wat na vore kom. Nie in sy perfektheid nie, maar ons sal begin sien dat die vrug van God besig is om sigbaar te raak in ons lewe. Iewers gaan ons dit begin sien, dit begin hier en daar verklaar. Dan weet jy, jy's in Christus. Weet, ander predikers het ander snaakse goed wat hulle sê hoe jy versekerd is van redding. En as jy nie in 'n taal praat nie, is jy nie gered nie, en as jy nie gevul met die Heilige Gees nie, wat onwaar is. Want niemand kan sê dat Jesus Christus is die Here sonder die Heilige Gees nie. Broers, susters, moenie deur mekaar raak. Moenie met 'n warboel gaan van dalk is ek nie. Dalk is dit nie mooi genoeg nie. Trek nie mooi genoeg gaan nie. Praat nie reg. Ek praat baie goed. Ek probeer dit so uitdruk en dan kom dit so uit. Waar ben jy minder gered nie? Ek weet ek is veilig in Christus. En as ek vandag voel ek wil nie in die bed uit klim nie, ek weet ek is veilig in Christus. Want in die bed uit klim bepaal nie my saligheid nie. Mooi genoeg aantrek bepaal nie my saligheid. En dan sê ek nie met 'n kort rokkie rondloop en dis nie wat ek sê nie asseblief. So prof mooi genoeg praat ek nou soet en taai in 'n dag. Verstaan julle dit? Maak dit vir julle sin. Okay, ons sal dan volgende week aangaan met die dieper ene. Okay, ons moet dieper gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie vir u woord, die onfeilbare woord, dat ons weet ons is veilig in u, Here. Daai versekerheid wat ons het, Here, laat dit brand soos 'n vuur, dat ons weet, dat ons weet, dat ons weet, dat ons weet. En dankie, Here, vir die goedheid en die guns in ons lewe, Here. Ons het u lief, want u het ons eerste lief. Dankie dat ons weet ons is veilig in die werk wat u gedoen het. Here, en elkeen wat hier sit, seën hulle naam van die Vader, seën in die Heilige Gees. In Jesus naam.